Heilig is die Here. Vader, ons loof en prys U dat ons in hierdie oggend weer eens U naam kan aanroep. U kan loof en prys, want U is die groot ek is. Here, ons roep U naam vandag aan, dat U met ons sal wees. O Heilige Gees, wees U met ons, wees U by ons. En Here, praat deur ons. Ons loof U en ons sê dankie. Dankie dat ons weet, U is ons Vader. En ons prys U daarvoor. En ons sê vir U baie dankie. Dankie dat ons U naam kan oplig vanmôre. Want U is ons Vader. En ons prys U daarvoor. Amen. Vanmôre wil ek vandat pastoor Susan my gevra het om woord te bring, het ek so 'n paar steps gevang. Ek het begin by Jona, en toe gaan ek oor na geestelike oorlogvoering, en toe stop ek by die wapenrusting, en dis waaroor ek wil praat vandag. Ons hier in die wêreld, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Daarom, daar's altyd 'n geveg tussen gelowiges, die kinders van God, en die geestelike magte van die bose. Nou vra ons die vraag, hoe veg ons hierdie geveg? Hoe kan ons staande bly in hierdie wêreld? Daar's net een antwoord. Ons is verplig om op God se krag te vertrou. En die antwoorde, waar kry ons dit? Ons kry dit net in die woord. In Efesiërs 6 vers 12 lees ons: want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis waarteen ons veg. Dit is ons geveg. Nou kan ons in die algemene lewe, kan 'n mens sê, hierdie geveg, hoe erken ons dit? Is dit, kom ons noem 'n voorbeeld, is dit 'n geveg tussen jou en die gees wat deur jou buurman werk met sy harde musiek? Is dit die geveg? Kom ons skep 'n scenario. Jy en jou vrou sit op jou stoep, of jy en jou kinders drink 'n koppie koffie of tee, en hier trek die buurman se bakkie in. Ja, buurman, die kratte word afgelaai, die speakers word uitgedra, en die musiek begin, vure brand, en is doef, doef, doef. Is dit waar jou geveg begin? 2 uur môreoggend, dan is dit nog steeds doef, doef, doef. Is dit waar jou geveg begin? Wel, as mens besluit jy, genoeg is genoeg. Jy sluip hier in die straat af, sit die krag af. Zoek, prys die Here, die klank is weg. Gaan klim in die bed. 5 minute later, brrr, staat die kragopwekker op, reg onder jou slaapkamervenster. Die musiek is harder as wat dit voorheen was. Is dit ons geveg? Dis 'n geveg. Maar die eintlike geveg is tussen die koninkryk van die hemele, die koninkryk van God, en die koninkryk van duisternis. Dit is die groot geveg. Ek en jy en jou buurman is net pionne wat geïrriteer word om dinge te doen en om dinge te ervaar wat nie lekker is nie.
Nou, kom ons terug by die geveg. Ek ervaar nou hierdie geveg. Ek en jy moet die engele bemagtig om die geveg te veg. Ek en jy, as in die vlees, kan dit nie veg nie. Jy kan jou buurman doen net wat jy wil. Jy gaan die geveg verloor. Maar ons moet die engele bemagtig om hierdie geveg vir ons te veg. Want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die bose magte in die lig. Daarom, om die engele te bevestig, te magtig, om die geveg te veg, moet ek en jy heilig lewe. Want Jesus het gesê, wees heilig, want ek is heilig. En as ons kyk na die woord, waar ek gelees het, ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daar gee die woord vir ons die wapenrusting. En dis in Efesiërs 6. Ons het die wapenrusting nodig, omdat dit ons heilig maak. Om heilig te wees, moet jy heilig lewe. En as jy die wapenrusting aangetrek het, is jy 99% heilig. Want die wapenrusting bedek alles. Efesiërs 6 vanaf vers 13. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En dit is die belangrikheid. Op die einde van die geveg, moet jy kan staande bly. Dit help nie jy's op die vloer, of dood, wanneer die geveg verby is nie. Ons moet staande bly, dan is daar oorwinning. Vers 14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Neem aan die helm van verlossing, die swaard van die Gees, en dit is die woord. Terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dis nou baie gesê, maar kom ons kyk, ons vat dit punt vir punt, en sien wat sê die woord eintlik vir ons. Staan vas in die waarheid. Wat is die waarheid? Hoe leef jy in die waarheid? Dis eintlik baie eenvoudig om in die waarheid te leef. Praat waarheid, leef die waarheid. As jy maandagoggend by die werk kom, sê sorry, ek het verslaap, my wekker het nie afgegaan nie. Is dit so? Of lieg jy? Het jy gisterand te laat gaan slaap? Toe jy vanmôre te moeg om op te staan? Leef in die waarheid. Ons moet onsself daartoe dwing om in daai punt in te leef, dat dit deel van ons bestaan is. Die tweede punt, geregtigheid, die borswapen van geregtigheid, righteousness. Wat beteken dit? Dit is om reg teenoor God te staan. God het bepaal wat is reg en wat is verkeerd. Hy het vir ons die 10 gebooie in die woord, en hy is baie duidelik met dit wat reg en dit wat verkeerd is. So, kyk na jou eie lewe, bepaal, staan jy reg met God? Is alles wat jy doen en sê en dink
reg in die oë van God? As dit is, yes, dan leef jy in geregtigheid. Derde punt, bereidheid van die evangelie. Ons moet elke geleentheid gebruik om die evangelie uit te dra na ander mense. Ons moet werklik 'n punt daarvan maak. Wanneer ons in 'n gesprek is met iemand, enige plek, by die werk, enige plek, moet ons poog om daai gesprek by God te eindig. En daar kan ek my vrou as 'n voorbeeld gebruik. Elke gesprek, of 90 van die gesprekke wat sy met enige iemand gehad het by God geëindig. En dis hoe ons moet wees. Ons gesprekke met die mense om ons. Ja, dit gaan oor die werk, maar op die ou end kan jy dit koppel aan God. Want dan sal dit goed gaan. In die werk, in die gesprek, alles. Die vierde punt, skuld van geloof. Ons moet geloof hê in God. Daar's niemand anders, daar's niks anders waarin ons kan glo nie. God is die Almagtige. Ons moet glo in God. Dit is die bottom line van alles. Glo in God. En vertrou God. Want God is die een wat vir jou krag gee. God is die een wat vir jou wysheid gee. Glo in God. Die vyfde punt, die helm van verlossing. Jou gedagtes moet aan God behoort. Waaraan dink jy deur die dag? As jy vanaand in die bed lê, waaraan dink jy? Jou gedagtes moet aan God behoort. Wat is die oorsprong van 99% van sondes? Waar is daai oorsprong? Daai oorsprong is hier. In jou gedagtes besluit jy, ek gaan nou so maak, of ek wil dit doen. Ek sien daai ding. 90% van sondes begin in jou gedagtes. Daarom sê die woord, jou gedagtes moet aan God behoort. Ons moet waak daarteen. En die vyand, dis die een plek waar die vyand ons vat en ons sukkel om dit te weerstaan, is in ons gedagtes. Want die vyand bring vir jou 'n gedagte en dit groei tot 'n groot sonde. So ons moet kyk en waak teen wat ons gedagtes is. Die 6ste punt, die swaard van die woord, die swaard. Vader, hy het ons een tool gegee, een wapen gegee, en dis die woord, die swaard. Dis die enigste ding waarmee ons kan veg, is die swaard, en dit is die woord. So ons kan nie ons vuiste insit met 'n geveg nie. Ons kan nie die buurman se krag gaan afsit nie. Ons moet veg met die woord. Ons moet die woord lees elke dag. Meer as een keer op 'n dag. Elke oomblik van die dag moet ons dink aan die woord. Ons moet die woord ken. Ons moet dit in ons harte vasmaak. Ons moet kyk en weet dat die woord kom van God. En dit is die manier hoe God met ons praat. Die eerste manier. God praat met ons elkeen apart ook. In jou gedagtes, in jou gees. Maar die woord is 'n fisiese ding wat ons kan vat en lees. En dis waar God met ons praat, heel eerste. Sodat ons weet, wat is God se plan, wat wil God van ons hê? En wat is God se gedagtes omtrent ons?
En God se gedagtes omtrent ons is om lewe en lewe in oorvloed te hê. Lees die woord, bedink die woord en leef die woord. Dit wat jy in die woord lees, moet jy uitleef. Deel dit met ander. En die sewende punt is by elke geleentheid en smeking en danksegging moet ons bid. Gebed. Gebed is die belangrikste wat ons kan doen, is om te bid, om met God te praat. Ons moet met God praat. Ons kan nie 'n verhouding bou as ons nie met God praat nie. As jy 'n vriend het of jou vrou, hoe bou julle 'n verhouding? Jy bou 'n verhouding deur te praat, te kommunikeer. En dit is gebed. Ons moet bid, ons moet met Vader praat, dag en nag. Die woord sê, bid sonder ophou. Ons moet met God praat. In ons gebedslewe moet ons weet, ons moet 'n vaste gebedslewe hê, en nog tussenin. Dit is baie belangrik dat ons met God praat. Ons kan nie 'n verhouding met God bou sonder om met hom te praat nie. Dit is 'n baie belangrike ding. Een van die grootstes. Nou sê ek elke keer, dis die grootste, want alles wat in die woord is die grootste, dis die belangrikste. En dis waar ons moet vashou. Nou kyk ons na die wapenrusting. Dan hoor ek baie mense sê, ek trek elke oggend die wapenrusting aan. Dis baie goed. Dis baie goed. Ons moet onsself elke dag herinner om die wapenrusting te dra. Maar as jy in die oggend die wapenrusting moet aantrek, wanneer het jy dit uitgetrek? Ons moet die wapenrusting aanhou. Ons moet dit aan hê. Want as ons deur die dag, kom jy by die werk, hierdie verskoning, sorry ek was laat, dis 'n leuen. Is jy in die waarheid? Nee. So jy daai deel van die wapenrusting het jy uitgetrek. Loop ons heeldag met ons wapenrusting? Het ons dit altyd aan? Is al hierdie dinge teenwoordig in ons lewe? 100%? Ja, ons is mense, dis moeilik. Mense kom in situasies waar jy die wapenrusting sommer alles afgooi. Maar dan is dit reg om weer, ja my Here, ek trek die wapenrusting aan. Ek gaan elke punt reg hierdie dag hou. Môreoggend bepaal ek, het ek alles gehou? Wat het ek verloor deur die dag gister? Maar die wapenrusting is nie iets wat jy kan aantrek elke dag nie. Dis 'n blywende ding, dis 'n leefstyl. Jy moet dit leef. Want as jy iets verloor het, dan moet jy weer voorbegin. As jy jou geregtigheid, righteousness verloor het, dan moet jy voorbegin. As jy jou gedagtes in die verkeerde rigting was, dan sê helm af. Ons moet die wapenrusting dra 100% van die tyd. Nie net in die oggend wanneer ons hom aantrek nie. Nie net deur die middag en die oggend nie. Die heel dag, die heel nag, die heel week, die heel maand. 365 dae 'n jaar. 100 jaar om mekaar. Ons moet die wapenrusting aanhou. En wanneer ons iets verloor, bid, vra Here vergewe my. Ek het daar gesondig, ek het daar verkeerd geloop.
bring dit op my hart, dat ek weet, ek het die wapenrusting, ek het daai beskerming. Want as jy die beskerming het, kan die bose magte niks met jou uitrig nie. En ons het dit nodig. God het dit vir ons in die woord gegee, dat ons die wapenrusting moet ken, en sal weet, het ek dit of het ek dit nie? Kan ek met vrymoedigheid deur hierdie dag gaan, en weet, die bose magte is afgekeer. Hulle kan nie by my kom nie, want ek het die wapenrusting aan. Hulle gaan die pyle skiet, maar jy het 'n skild. Hulle gaan baie dinge doen. Die lewe is rof, maar solank wat jy die wapenrusting aan het, die helm, die borswapen, die swaard, alles, dan is jy veilig. So as ons na ons lewens kyk, kan ons duidelik sê, elkeen van ons glo ek kan sê, daar's plek vir verbetering. Ons kan elkeen na onsself kyk en sê, ek kan verbeter. Verdere aanmoediging wat ons in die woord kry, staan in Jakobus 4 vers 7. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Maar, ons moet ons onderwerp aan God. En as ons ons onderwerp aan God, sal ons sy gebooie onderhou, sal ons sy wapenrusting aan hê, ons sal sy woord lees, ons sal weet wat is sy plan met ons. So dit is baie belangrik. Ons moet ons onderwerp aan God. Ons moet luister en hoor wat sê God. Wat wil God vir ons hê? Waartoe wil God ons stuur? Ons kan kyk na 1 Petrus 5 vers 8. Waar die woord sê, wees waaksaam, want die duiwel loer soos 'n brullende leeu en soek iemand om te verslind. En mense, dit is 'n feit, dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Soos wat ek in die begin gesê het, daar's 'n geveg. Daar's 'n geveg elke dag. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. En kyk, wie kan hy verslind? Gaan ons hom vandag toelaat omdat hy ons verslind? Nee, ons wil nie. Maar staan ons in lyn met die woord van God? Is ons op die plek waar hy ons wil hê? Ons moet kyk na ons lewens, ons moet kyk waar ons is en wat ons doen. Ons moet besef dat die geestelike wêreld, ons praat van die geestelike wêreld, die bose magte in die lig. Die geestelike wêreld is 'n werklikheid. Dit wat ons hier sien, is 'n klein deeltjie van die werklikheid. Die geestelike wêreld is die totale prentjie. Die geestelike wêreld is meer werklik as hierdie vleeslike wêreld waar ons nou sit. En dis net 'n kort stukkie, 'n klein stukkie van die werklikheid. So ons moet die gereedskap wat God vir ons gegee het, moet ons gebruik. Ons moet dit gebruik tot ons voordeel. Ons moet dit gebruik tot die voordeel van die mense om ons. En die belangrikste, ons moet bid. Ons moet die skrif lees. Lees die woord.
En ons moet die Heilige Gees vertrou. Mense, die Heilige Gees is hier om ons te leer, om ons te lei. Maak staat op die Heilige Gees. Praat met die Heilige Gees, sodat hy jou lei. Die Heilige Gees sal vir ons wys waar ons dinge verkeerd doen. Hy gaan ons aankla hier in ons gewete, gaan hy sê, hey, wat het jy daar gedoen? Sorry Here, hier het ek van die pad af geval. Maar praat met die Heilige Gees. Luister na die Heilige Gees. Hy sit net hier. Hy's net hier by jou. Hy praat met jou. Jy moet net luister. Maar die oorwinning is verseker. Die duiwel, die bose magte, kan doen net wat hy wil. As ons die woord volg, as ons God se gereedskap gebruik, dan is die oorwinning verseker. Ons weet dit, die woord sê dit vir ons, en die duisternis of Satan kan niks daaraan verander nie. Die oorwinning is verseker. Hoekom? Want Jesus Christus het op die kruis gesterf om te verseker dat ons, my en jou sondes, vergewe word. Sy bloed het gevloei, sodat ons weet, ons kan die ewige lewe beerwe. Vandag wil ek in die besonder vir u dankie sê, dat u bereid was om u seun te gee, om te sterf, sodat ons kan lewe. Ons prys u en ons sê Jesus, baie, baie dankie. Dankie dat u ingestem het, dat u gewillig was, en dat u deurgegaan het en deurgedruk het. Dat u nie hierdie beker weggestoot het van u nie, maar dat u reg deurgegaan het tot aan die einde, sodat ons kan lewe. Ons loof en prys u vir u liggaam en u bloed, wat ons reinig van ons sonde. Ons kan net sê dankie. Dankie Jesus. Ons prys u daarvoor. Amen.